Daar's hy. Johannes 6 vanaf vers 16. Toe dit aand geword het, het Jesus sy disippels na die see toe gegaan en 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe oor kan die see. Het was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Daarby het die see onstuimig geword omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie bang wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem en daarna het die skuit by die land aangekom waarheen hulle op pad was. Ironies genoeg nogal, as jy die gedeelte in Markus gaan lees, sal jy sien, hulle het by Genesaret uitgekom, maar hulle was op pad Kapernaum toe. So die wind het, en dit is omtrent so 2,5 kilometer van Kapernaum af. So die wind het hulle heeltemal van pad af, van die roete afgevat. So ons gemeente se lese is, span die seile, God gee die wind. Die laaste paar weke het ons hieroor nagedink. Laaste paar weke het ons gesien dat God die een is wat voorsien. Hy is die een wat stuur, hy is die een wat vir ons, wat sy kerk onderhou, wat dit lei, wat dit bewaar en eintlik sonder God kan ons net mooi niks doen. Maar vandag kom ons by die laaste belangrike stap. Want jy sien, 'n skip is mos nie gemaak om net in 'n hawe te staan nie. Die seile word nie gespan sodat almal dit net kan bewonder nie. Sien waarvoor dit is nie. Seile word gespan sodat 'n skip kan beweeg en ons teks vanoggend in Johannes 6 vertel vir ons 'n treffende beeld van die disippels wat op die water is terwyl Jesus hulle gestuur het. Nou ons moet 'n gedagte hou. Hierdie gedeelte volg direk na die vermeerdering van die visse en die brood. Ag, jy almal ken daai verhaal. En die skare was daarna so beïndruk dat hulle Jesus wou koning maak. Maar Jesus het geweier om volgens hulle planne op te tree en hy het homself toe onttrek en hy het die berg opgegaan. Markus sê hy het teen die berg opgegaan om te gaan bid. En die disippels het intussen in opdrag van Jesus het hulle in die boot geklim en na die oorkant van die see vertrek. En hierdie eenvoudige gebeure wys vir ons as 'n gemeente so 'n klompie waarhede wat ons werklik op hierdie stadium in ons pad ter harte kan neem. Paar waarhede van hoe God se mense geroep word om te beweeg, te vertrou, te gehoorsaam. Die eerste ding wat dit vir ons wys, is dat as 'n gemeente is ons gestuur om uit te gaan. Markus se weergawe sê vir ons dat Jesus vir hulle gesê het dat hulle in die boot moet klim en na die ander kant toe vaar. Hulle het nie sommer op eie inisiatief getrek nie. Hierdie klomp disippels het nie sommer op eie inisiatief in die boot geklim en besluit, nou vaar hulle na die ander kant van die see toe nie. Hulle het gedoen wat hulle meester vir hulle gesê het om te doen. En dit is belangrik. Maar geliefdes, die kerk van Jesus Christus is nie geroep om net by mekaar te kom nie. Absoluut nie. Die kerk bestaan om gestuur te word. Van die begin af was die volk van God, die kerk van God, was 'n gestuurde volk gewees. Sal onthou daar aan die begin toe God vir Abraham geroep het, toe hy vir Abraham gesê, gaan uit jou land uit. Toe hy vir Moses geroep het, toe stuur hy hom na Egipte toe. Toe sê hy vir hom, gaan Egipte toe. Die profete was elke keer gestuurdes na die volk Israel toe. Gaan en gaan vertel vir Israel. Die disippels is gestuur. Gaan die wêreld, verkondig die evangelie. Na sy opstanding sê Jesus hierdie mooi woorde, hy sê, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons praat maklik as van sending en asof dit 'n spesiale bediening vir 'n paar mense in die kerk is. Maar sending is die hartklop van die kerk. Die kerk wat nie uitgaan nie, het vergeet waarom hy bestaan. 'n kerk wat nie uitgaan nie, het nie bestaansreg nie. 'n kerk wat net na binne kyk, verloor haar roeping. Daarom pas ons gemeentelese so mooi by. Span die seile. God sal die wind gee. En die seile word gespan met die doel om te beweeg. As ons sê God gee die wind, maar ons bly veilig in die hawe, dan gaan ons nooit ervaar waarheen God ons wil neem nie. Ons gaan dit nooit beleef nie. God se bedoeling is dat sy kerk op reis moet wees daar buite.
Vir sommige mense beteken dit om die evangelie met 'n buurman te deel. Vir ander beteken dit om iemand wat afgedwaal het net weer te gaan opsoek en terug te bring. Vir ander beteken dit om daar in die werksplek net 'n bietjie oor Christus te gesels. Vir ander beteken dit groter dinge om betrokke te raak by evangelisasie en sendingwerk of selfs net diens in die gemeenskap, die mense rondom jou. Om iemand te nooi erediens toe. Die vorm verskil, maar die opdrag bly dieselfde. Gaan. Die tweede deel wat ons sien in hierdie gedeelte is, dat gehoorsaamheid, geliefdes, is nie altyd maklik nie. Is nie maklik om gehoorsaam te wees nie. Toe die disippels vertrek het, was alles normaal. Het jy gelees? Die boot geklim en het gery. Hulle sou nie in daai skei geklim het, as daar 'n woeste storm op die see was. En soos wat hulle geseil het die see al hoe meer onstuimiger geraak. Duisternis het begin toesak. Hulle het geroei en hulle het geworstel teen die storm. En is nogal opvallend om te sien dat die storm gekom het, juis in die tyd wat hulle aan God gehoorsaam was. Ons dink so baie keer, dat as ek God se kind is, en ek volg God, ek is heeltemal gevrywaar van die storms van die lewe. Dis 'n leuen. Dis nie die waarheid nie. Die storms gaan kom. En baie keer soos die disippels ontmoet ons juis die teenstand en die storms, omdat en wanneer jy God volg. Wanneer 'n gemeente ernstig raak oor die uitbreiding van God se koninkryk, beloof ek jy vanmôre dag en uitdagings kom. Daar sal mense wees wat nie wil luister nie. Daar sal tye wees wanneer dit voel asof min van die dinge wat ons doen vrugbaar is, daar sal geestelike weerstand wees. Soms sal ons moedeloos voel. Maar is die wonderding, ons is nie alleen nie, die disippels het dit ook beleef. Die wind was teen hulle. Hulle moes hard werk om vorentoe te beweeg. Dis maar dieselfde met ons geestelike lewens. Jy weet, om passief te wees verg min inspanning. Dis nie moeilik om niks te doen nie. Het jy al agtergekom? Dis nie moeilik om niks te doen nie. Dis maklik. Om in die veilige hawe te bly, voel gerieflik. Maar om jou seile te span, dat God jou uitstuur, dit vra geloof en moed en opoffering en volharding. Die derde deel wat vir my so wonderlik is Jesus ontmoet sy mense op hulle pad. Het jy dit gesien? Terwyl die disippels so sukkel op die see het Jesus na hulle toe gekom. Hy het na hulle toe gekom. Hy het nie gewag tot hulle die oorkant bereik nie. Hy het nie gesê, ek stap die kant om, sien julle daai kant nie. Hy het hulle nie eers ontmoet nadat die storm verby is nie. Hy het na hulle toe gekom in die middel van hulle storm. In die middel van hulle nood het Jesus hulle kom ontmoet. Johannes beskryf hoe hulle Jesus op die water sien loop en hulle reaksie was aanvanklik vrees. Hulle het nie verstaan wie dit is of wat dit is nie, totdat Jesus die woorde gesê het, moenie bang wees nie. Dis ek. Geliefdes, as ons uitvaar, as ek en jy kies om ons seile te span, en God stuur die wind, en ons vaar uit, sê Jesus vir ons, dit sal nooit alleen wees nie. Die Here stuur ons nie weg en laat ons dan nou maar aan onsself sukkel om op te snork aan die ander kant nie. Hy gaan saam. En eintlik wanneer ons uitgaan om sy koninkryk te verkondig, gaan Jesus reeds voor ons uit. Dis die wonder, hy's reeds besig om harte voor te berei, hy's reeds besig om mense te trek, hy's reeds besig met die werk, lank voordat een ek opdag. Hoe dikwels het gelowiges nie al ervaar dat wanneer hulle by iemand kom en die evangelie met hulle deel, dat jy agterkom, maar God is al lank al met hierdie persoon aan die werk. Dikwels het mense ontdek dat die Here reeds vra en verlange en oop deure geskep het by mense. Ons taak is wees net gehoorsaam. God sal die werk doen. Wees net gehoorsaam. Dis presies wat ons gemeente lese uitdruk.
Ons span net seile. Stel onsself net beskikbaar. Ons gehoorsaam net die opdrag. Maar die wind kom van God af. Die krag kom van God af. Die resultate kom van God af. Vierde waarheid wat ons sien hier, is dat vrees seker een van die grootste struikelblokke vir ons getuienisse is. Toe die disippels Jesus op die water sien aankom, was hulle bang. Hulle eerste reaksie was nie geloof nie, maar vrees. Markus sê dat hierdie geharde vissermanne het geskree van vrees. Ons is bang om te misluk. Ons is bang vir hy verwerping. Ons is bang dat ons nie die regte woorde sal hê om te sê nie. Want ek ken dan nou nie so baie Bybelversies nie. Ons is bang dat ons nie genoeg weet nie. Maar wanneer ons na die Bybel kyk, dan sien ons, dit is vir my so groot troos. Dan sien ons dat God nooit deur perfekte mense gewerk het nie. Hy werk deur beskikbare mense. Die disippels was nie die geleerdste nie, hulle was nie die slimste nie, hulle was nie die invloedrykste mense nie, hulle was nie die mees gerespekteerde mense nie, tog het God hulle gebruik om die wêreld te verander, bloot oor een rede, en dit is, dat 12 manne het besluit om hulle seile te span. Ek het dit laas gesê, en ek wil dit vanoggend weer sê. Die kerk van Christus, die boek van Handelinge is niks anders as die verhaal van 12 manne, wat hulle seile gespan het, en God wat die wind gegee het. Hierdie vrese van ons is niks niets nie. Daai holkol wat jy op jou maag kry wanneer jy die evangelie met iemand gaan deel, is niks niets nie. Die disippels het dit ook ervaar. Die vroeë kerk het dit ook beleef, gaan lees maar. Maar luister na Jesus se woorde vanoggend vir jou. Dit is ek. Moenie bang wees nie. Soos nou daai deel van die diens waar ek altyd vir julle sê, jy kan alles vergeet wat ek gesê het, maar onthou net hierdie een ding. Die oplossing vir vrees, geliefdes, die oplossing vir jou vrees, is nie groter selfvertroue nie. Die oplossing van jou vrees, is groter vertroue in Christus. Die disippels se moed het nie teruggekeer toe die storm ophou nie, het julle dit gesien? Dit het nie teruggekeer toe die storm verdwyn het nie. Hulle het moed het teruggekeer, omdat Jesus in hulle midde was. Vertrou die Here. Vertrou die Here. Die een wat gesê het, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wanneer ons onthou wie saam met ons is, geliefdes, dan verloor vrees sy mag. Dan is daar nie meer vrees nie. Vyfde ding waarna wat ons uit hierdie teks uit sien is dat God se koninkryk groei wanneer mense soos ek en jy beskikbaar is. Ons teks word nie om dowenhede vooraf gegaan deur die verhaal van die 2 visse en die 5 brode nie. 5 brode en die 2 visse in Jesus se hand het genoeg geword om duisende te voer en nog oor te bly. God gebruik gewone dinge. Hy gebruik gewone mense, hy gebruik gewone disippels, hy gebruik eenvoudige gehoorsaamheid. Die wêreld sê vir ons, sosiale media sê vir ons, groot resultate vereis groot hulpbronne. Het jy dit al gesien? Dis wat die wêreld vir ons sê. Maar die Here wys telkens dat hy klein dingetjies gebruik om groot dinge te doen. 'n Klein gesprek kan 'n lewe verander. 'n Uitnodiging kerk toe kan 'n gesin bereik. 'n Gebed kan iemand se ewige bestemming beïnvloed. 'n Woord van bemoediging kan iemand nader aan Christus trek. Ons sien dikwels net die kleinheid van ons bydra. Maar God sien die moontlikheid van sy krag. Ons moet net beskikbaar wees. Daarom moet ons nie wag totdat ons dink ons is slim genoeg en ons ken nou genoeg versies en ons is geleerd genoeg nie. Die disippels was nie volmaak nie, maar tog het Christus hulle gebruik. Die vraag is nie of ons genoeg het nie. Die vraag is of ons bereid is om dit wat ons het in Jesus se hand te plaas. Die 6de waarheid is dat die kerk geroep word om die hawe te verlaat. Ag, Joe Black
Ek is nou nie 'n groot fan nie, ek moet sê. Maar hy sing hierdie een ongelooflike mooi liedjie. En die liedjie saam met skepe. Skrikkelike mooi lied. En dit begin met die woorde, dit sê, 'n skip word in 'n hawe gebou. 'n Skip lyk in 'n hawe baie mooi vir my en jou. Maar dis nie waarvoor skepe gemaak is nie. Dis die kerk. Dis die kerk. Dis goed dat ons saamkom, dat ons saam aanbid. Dis goed dat ons Bybelstudie hou. Dis goed dat ons mekaar bemoedig. Maar geliefdes, al hierdie dinge het 'n doel. Dit rus ons toe vir die wêreld daar buite. Die gevaar vir enige gemeente is dat sy uiteindelik al haar energie bestee aan interne sake. Dan word die kerk soos 'n skip wat in die hawe staan en hy word geverf en hy word in stand gehou en alles word herstel en hy word opgepas, maar hy vaar nooit uit nie. Dis nutteloos. Jesus het nie gesê bly waar jy is nie. Hy het gesê gaan uit. Dikwels praat ons oor die troos en die vrede van die krag van die Heilige Gees wat dit in ons lewens bring en is alles waar. Die Gees troos ons, hy lei ons, hy versterk ons, hy vorm ons om meer en meer en meer na die beeld van Christus te word. Maar onthou hierdie een ding, die Heilige Gees werk nie net in ons nie, hy werk ook deur ons. Wêreld rondom ons is vol mense wat sonder hoop is. As mense daar buite wat nog nooit die evangelie gehoor het. As mense wat die kerk verlaat het, wat in die kerk seer gekry het. Ek het so 'n gesprek met iemand gehad in die week. As mense wat seer kry en wat worstel en wat soek. As die kerk nie na hulle toe gaan nie. Wie gaan? Wie gaan dit dan doen? Kerk, wil ek amper vir die sê, kan vergelyk word met 'n hawe waar skepe voorberei word vir hulle reis. In die hawe word herstelwerk gedoen en die voorraad word gelaai en die bemanning word toegerus en opgelei en voorberei en die skip is gereed. Maar die hawe is nie die bestemming nie. Die hawe is nie hulle eindbestemming nie. Skip is gemaak om te gaan uitvaar. Net soos die kerk, die plek waar gemeentes en waar gelowiges toegerus word en geleer word en opgelei word, en bemoedig word en geestelik gevoed word. Maar dis die begin. Dit eindig nie hier nie. Die laaste waarheid wat ons leer uit hierdie teks uit, is dat ons eindbestemming is verseker. Want Christus is in beheer. Johannes vertel dat die disippels Jesus in die boot ontvang het en dat hulle spoedig die land bereik het waar hulle op pad heen was. Dis eintlik so mooi afsluiting. Storm het nie die laaste woord gehad nie. Die wind het nie die laaste woord gehad nie. Die golwe het nie die laaste woord gehad nie. Jesus het die laaste woord gehad. Die kerk van Christus leef in 'n wêreld van onsekerheid, geliefdes. Kultuur verander, samelewings verander, uitdagings neem toe, alles word bevraagteken. Soms lyk dit asof die kerk kleiner word en die evangelie al minder en minder invloed het. Maar die Here bly koning. Hy bou steeds sy kerk. Hy red steeds mense. Hy verander steeds harte. Hy maak steeds disippels. En die uiteinde van hierdie verhaal is nie onseker nie. Christus het sy doel bereik. Die koninkryk sal kom. Die evangelie sal vrug dra. Daarom werk ek en jy nie uit wanhoop uit nie. Ons het 'n hoop wat gesetel is in Christus. Oor die afgelope week het ons gepraat oor die wind wat God gee. Vandag kom die vraag na ons toe, is ek en jy bereid om seile te span en uit te vaar? Soos bereid om te gaan doen waartoe God ons geroep het. Nie eendag nie, nie môre nie, nou. Vandag. Die Here het ons nie gered, sodat ons bloot gemaklik kan leef tot ons eendag hemel toe gaan nie. Dis nie waarvoor ons gered is nie. Hy het ons gered om deel te wees van sy plan met hierdie wêreld. Elke mens wat tot geloof kom, elke lewe wat verander word, elke hart wat genees word, elke verhouding wat herstel word,
As 'n teken van God se koninkryk wat besig is om deur te breek. Geliefdes, daar buite is mense wat wag om die evangelie van Christus te hoor. Daar's mense wat wag vir 'n woord van hoop. Daar's mense daar buite wat net wag om te hoor, Jesus is lief vir jou, man. As mense wat wag vir iemand om die liefde van Christus vir hulle sigbaar te kom maak. En die Here roep ons nie almal na dieselfde plekke toe nie. Maar hy roep ons elkeen om deel te wees van sy plan. Miskien begin dit deur eenvoudig beskikbaar te wees. Maar dit moet begin. Want 'n skip is nie gemaak vir hawe nie. 'n Skip is nie gemaak sodat sy seile opgevou en opgerol bly nie. Die kerk is nie geroep om stil te staan nie. Is geroep om te gaan. En terwyl ons gaan, dan ontdek ons dieselfde waarheid wat die disippels daardie dag op die see van Galilea ontdek het. Die Here self kom na ons toe. Hy gaan saam met ons. Hy stel ons gerus. Hy gee die wind. Hy bring ons by die bestemming wat hy bepaal het. Daarom wil ek vanoggend sê, mag ons daarom met geloof en gehoorsaamheid daarop antwoord. Here, my seile is gespan. Gee U die wind. Ek sal uitgaan. En ek vertrou U.